Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie dat ek 'n oomblik van julle tyd kan neem om vandag vir julle 'n woord te kan bring. Nou vandag se woord is 'n bietjie anderste. Ek wil eerstens vir elke een van julle wat nou al hierdie jare wat ek daagliks sielskos begin het, wat saam met my die pad stap, baie dankie voor sê. Vandag is 3 jaar. 3 jaar terug wat ek wegbeweeg het van ander predikers se dagstukkies en wat ek onder die leiding van die Heilige Gees stukkies begin bedien het. En hierdie 3 jaar se tydperk laat my dink aan hoeveel groei daar plaasvind, hoe strukture verander kan word, hoe strukture gebou kan word. Ek het begin wat ek getik het, 'n dagstukkie getik het en dan uitgestuur het. En ek het dit ook net op WhatsApp en op Facebook gedoen. En hierdie tyd het dit so begin, soos hulle sê, eskaleer, dat ek nou al op Telegram en op Instagram, met uitdagings, glo my Instagram is baie uitdagings, veral as jy nou nie kan sien nie, om seker te maak dat die woorde wat op die prentjie is, vir almal ooreenstem, of hoe kan ek sê, dat dit sigbaar is vir almal, ekskuus, jammer, maar dat dit ook ooreenstem met dit wat ek sê. En daar was 'n tyd wat ek afgegaan het van Instagram af met dit, maar toe het ek weer begin, en ek moet sê, hierdie tydperk is nou vir my die suksesvolste tydperk met Instagram. En dan ook laas jaar het ek begin om op YouTube te bedien. Ek het eers begin met daai tyd toe ek woord gebring het ek eers van hulle video's gemaak. En toe het ek gesê, nee, ek wil liewer alles in een doen. En kyk waar is ek vandag, 3 jaar later. En ja, ek weet op my groepies is daar nou nie 'n magdom van mense nie, maar ek glo diep in my hart dat hierdie woord wat ek bring wel 'n verskil aan 1 of 2 persone maak. En ek het dit ook nou al so gedoen dat ek vir mense wat dit verkies om nie op 'n groep te wees nie, vir hulle apart die woord vir die dag en 'n vers vir die dag stuur en ook 'n gebed. En hierdie laat my vreeslik dink aan 1 Korintiërs 13 vers 11 waar daar staan: toe ek 'n kind was, het ek geredeneer soos 'n kind, gepraat soos 'n kind, maar nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind afgeleer. Nou dit wys vir my dat hoe jy dinge gedoen het toe jy nou nog jonk was en alles, en hoe jy dinge nou doen op 'n heeltemal 'n ander vlak. En dit is regtig vir my so relevant dat ek hierdie vers kan gebruik. En glo my, dis nie altyd maklik nie. Jy wonder partykeer, maar bedien ek nou wat ek moet bedien? Of soms wonder jy, waaroor gaan ek vandag bedien? En dan dink jy, ja, ek gaan oor dit bedien. En dan kom God en sê, nee, ek het 'n ander woord wat ek wil hê jy moet met my volk deel. En dit is net die wonders van die Heilige Gees. En as ek met julle kan deel, 'n psalm wat my verskriklik na in die hart lê, Psalm 121, waar daar staan, ek kyk op na die berge, waarvandaan my hulp kom. My hulp kom van die Here af, die Here wat hemel en aarde geskaap het. Daai psalm gee my die krag, dat wanneer ek soms voel, maar hoekom doen ek dit nog? Hoekom hou ek nog enigstens aan? Dan gee hierdie vers my net weer krag, dat kyk net op, en jy weet waar jou hulp vandaan kom. En soos ek vroeër gesê het, ek glo vas, iewers maak hierdie woord 'n verskil in iemand se lewens. En soos ek baie keer sê, kan dit net een persoon aanraak, dan is jou doel gedien. En wat my doel ook met hierdie woord is om God te verheerlik, om met julle ook 'n stuk van my hart te kan deel, oor wat God vir my gedoen het. En dit is waar 1 Korintiërs 10 vers 30 en 31 so 'n mooi rol speel, dat in alles wat jy doen en eet en drink, moet jy God en kan verheerlik. En ek gaan gou met julle deel, my eerste woord wat ek gebring het is uit Genesis 1 vers 26 tot 27, waar God gesê het, dat alles lyk goed, maar kom ons maak mense na my beeld, om die aarde te bewoon. En daai vers was my vers wat ek gebruik het in my praktiese preek toe ek Bybelskool gedoen het. En tot vandag toe nog sal dit my baie na in die hart lê. Want ja, ek het so begin om eers predikers, wat ek regtig ongelooflike respek het voor, eers te naboots, want jy dink miskien as jy dalk 'n ander prediker is, dan sal jy kan
jy weet, kan preek en dit, maar nee, jy moet net jouself wees, want jy is geskape in jou eie beeld. So kind van God, ek wil net graag hierdie met jou vandag gedeel het, en net sê, baie dankie, vir jy, wat saam met my die pad stap, en sonder julle sal ek dit nie kan doen nie, al is ons min, dit is waar alles begin, by die bietjie, by die klein bietjie. So weer eens, baie dankie, en mag daar net seën wees oor julle. Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie. Dankie dat U my gebruik as 'n instrument in die hand. Dankie, liewe Here, dat platforms so uitgebrei het. Dankie Vader, dat van tik, wat ek getik het, dat dit oorgegaan het al na audio toe. Weet ek, vir party mense hou hulle nie van audio nie, en party hou van as dit getik is, maar Here, die woord gaan nog steeds uit, en daarvoor sê ek vir U so baie dankie. Liewe Here, mag ons, elke een, nie net ek nie, maar elke persoon wat hierdie woord ontvang, liewe Here, nooit ophou om die blye nuus en die evangelie te verkondig nie, asseblief Here. Mag daar nog baie jare wees, wat ons saam is, om die woord te verkondig, asseblief Here. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.